Dis RSG se Dieremaniere, 'n bakbazaar vir elke dier en sy manier, en jy is baie welkom. Ek is Elsje van Jaarsveld, aanbieder en vervaardiger by RSG, saam met ons produksieregisseur Vian Nel. Vandag hoor ons van afgetrede resiesperde wat sekere gewoontes moet afleer om 'n nuwe loopbaan te kry. En dit is nou by ruiters wat sommer vir die pret wil perdry of dresseerperde, skouperde, springperde. Die resiesperde se loopbane op die renbaan is maar 'n enkele paar jaar en dan is daar nog heelwat stamina in die perd oor vir 'n nuwe lewe. Vir die onderwerp praat ek vandag met Newton Phillips, die ondervoorsitter van die Wes-Kaap Perde Trust, maar hulle verkies die benaming Western Cape Equine Trust. Ek gesels ook later met Kylie Sieberts en sy is een van die perde afrigters by die trust wat juis die vinnige resiesperde moet tem. En so gepraat van diere wat vinnig kan hardloop, vandag se dieregeluid is juis 'n dier wat byna so vinnig versnel as die meeste sportmotors. Hulle bereik 'n spoed van 0 tot 72 km/h in slegs 2,5 sekondes. Wian het vir ons die dieregeluid saamgebring. So, wat dink jy, watter dier maak hierdie geluid? Aan die einde van die program, dan hoor ons wat die regte antwoord is. Ons het verlede week oor kommunikasie met diere gesels. Kommunikasie op 'n baie diep en intuïtiewe vlak. En Liesel Kreer het vertel hoe sy met diere praat en kan hoor wat die diere as te ware sê, selfs oor 'n groot afstand. Sy kommunikeer selfs met diere oor see. Luister gerus weer daarna en na al ons vorige episodes op rsg.co.za, YouTube, Spotify en SABC+. En nou is ons op pad na die ring waar afgetrede resiesperde afgerig word. Eers gesels ek met Newton Phillips en daarna met Kylie Sieberts. In Dieremaniere gesels ek vandag met Newton Phillips. Hy is die ondervoorsitter van die Western Cape Equine Trust. In Afrikaans sou ons sê Wes-Kaap Perde Trust, maar hulle is bekend as die Western Cape Equine Trust. Newton, welkom by Dieremaniere. Thank you. Julle, as ek dit nou so vinnig kan opsom, julle neem afgetrede resiesperde en julle neem dit in julle sorg. Daar's nuwe vaardighede wat hierdie resiesperde aanleer en dan word dit in die sorg van nuwe eienaars geplaas. Maar gee vir ons so 'n oorsigtelike prentjie, wat presies doen julle? We take racehorses that have finished their racing career, which can be anything from 2 years old to 6-year-old, depending on the horse. And then we teach it to be a normal riding horse, which sounds very easy, but not so easy. And it requires us to do groundwork and riding work to achieve the result. What we do is we start with the groundwork and we make sure that the horse can walk next to you without a line, can stand when the horse's line hangs so that you can get on the horse without having two people. And then we start to lunge the horse and it must do walk, trot, canter in a lunging arena with no line on by verbal command. We need that so that if you're riding the horse and there's a problem, you can give a verbal command and the horse will come back down. So basically, once we've got to that stage, it's quite a stage, but once we've got there, we'll put a rider on and the rider will then take over the commands, verbal commands, from the groundwork to the riding work. So she can then say, and trot, and the horse will trot, and walk, the horse will walk, stop, the horse will stop, and canter, the horse will canter. And that's all done on a halter. We don't use bits, we don't use whips. So all of that is done by verbal command and basically a bond with the horse. If you haven't got a bond with the horse, you can forget. So basically we then get to the point where the horse can work outside on an arena, doing walk, trot, canter, and stop by command. And as I said, it's the commands are handed over to the rider
The horse then understands it. And then we obviously spend quite a bit of time to make the horse able to bend easily, because racehorses, as you well know, run in virtually straight lines. So they have no bending capacities, and you need that for any other discipline that you're going to do. Whether you're going to jump, you're going to do dressage, or you're going to hack, you want a horse that's supple and easy to work. So a lot of work goes into that. Groundwork specifically, going through poles, over poles, and then once the rider's on, same sort of thing, working with the legs. And because we don't use bits, we get the horse to balance itself, which is then what is called the horse is collected. So balancing the horse means that you get it to do all these things virtually with no bit in his mouth, so therefore he has to balance himself without using a bit. So that's what we do. When the horse can do all that, we've got to a point where we're looking for a adopter to take the horse. And so we advertise the horse, and when people come to see it, you don't get the horse unless the horse and you bond, and unless the adopter can in fact ride the horse and have a bond with the horse, so that they can, when they go away from us, they can still manage the horse perfectly well. So we make sure that this happens. If it takes a few sessions, we will do it. And then once that has gone through, we will then find out where they're going to keep the horse. We will then do what we call a home check, which we will go and make sure that the conditions where the horse will be kept is satisfactory to us. If they're not, give the potential owner a chance to find or fix whatever it is to that is acceptable. And if that is then, once that is then acceptable, they pay the money and sign the contract. The money is very low for the 15,000 at the moment. It's very low for the amount of work we put into the horse and what they get out, but that's fine. We want the people to spend the money on the horse, not specifically on us, although we need money to run the operation. And talking about money, quickly, we raise money privately. We're not subsidized by any government. We're, as you can see, we're a trust, and almost all our money is raised through people that are in the racing industry, because basically we serve that industry, because we take horses and find them forever homes, or train them first, obviously, and find them forever homes. And once they go to the home, it's passed and they go, the person who takes the horse has to advise us if they ever want to sell or change the yard in which they keep it. And then we have to re-inspect, which we do for nothing. And each year we check up on the horse to find out if it's going okay, any problems. And so we keep a check on the horse basically from then onwards. And so that's what we do. Dis wonderlike werk wat julle doen met hierdie perde, en mense sal nou dink, as jy nou nie vertroud is met julle proses nie, dat 'n resiesperd baie vaardighede het, maar jy het dan net verduidelik dat daar nuwe vaardighede is wat hierdie perde moet aanleer. So, hoe oud is hierdie perde as hulle by julle aankom? Ek neem aan hulle het nou 'n loopbaan gehad op die renbaan. Hulle kan baie vinnig hardloop, en daar is seker instink wat mense nou moet afleer. Jy moet nou afleer dat hierdie perd so moet wegtrek met 'n spoed as daar 'n ander ruiter opklim. Miskien is daar nou net iemand wat die perd versorg en nou net elke naweek bietjie met die perd ry. Ons wil nou nie 'n resies gaan doen nie. So daai afleerproses, is dit belangrik? It's absolutely necessary. As you rightly say, the horses only learn to run fast and try and win. And the age to which they come to us varies from about 2, when they start racing, up to about 6. So the very ones that don't shape right at the beginning, they are available. And the ones that have run for a while, they're probably 5 or 6. And then they come. So they're all basically designed to run. And we've got to train them so that they become normal riding horses. So when you get on them, they'll stand. Again, the groundwork is important and the riding work is important. All of that has got to be changed, that they don't want to just run away. When they get ridden, they must listen, and that's what we do. We retrain them downwards.
more or less as I told you as now. Yeah. Hoe reageer die perd op nuwe opleiding? Dis nou sy instink om weg te trek en te hardloop so vinnig as wat hy kan en almal te wen en oor alles te spring wat moontlik in die pad kan wees. So nou is daar baie nuwe vaardighede. Dit is 'n kalmer omgewing. Ek kan myself nou net indink dat dit 'n kalmer omgewing is. So hoe reageer 'n perd op so 'n nuwe omgewing? Oh, it's a good question. Now they come off the track. Firstly, we change their feed. That's number one. So the feed that they're fed for racing is probably 16% protein. We drop it down to 10% cool meal, and we change the amount of food as well. And then we let them take a week after they get to us before we even start working with them. So they're just in the paddock, relaxing and trying to get used to not racing. But we do exercise them. So then when we start the work, we start just on the ground. We walk with them so they get used to walking with a halter and walking next to you, of which they do anyway at the racing yards to some extent. But then they go to the track and go running. So we just basically work from the walk up into the ring, and then we make them walk round us on a line so that they learn to walk and stop, walk and stop, walk and stop. Then we go to walk, trot and stop. Then we go from there to walk, trot and canter and then stop. So it's always the stop. It's easy to get them to go, not always easy to get them to stop. And remember, we're not using any bits, so it's all on the halter and it's all, the horse must listen. So we basically get into their head and bond with them in a manner in which they want to do the work that you want them to do. They're very intelligent horses and they learn very quickly. They're all thoroughbreds, and the breed is intelligent, and the fact that they can do they don't actually have to race. They can do other disciplines as well, and they do quite well in jumping and dressage. Die organisasie, hoe het julle begin? It was founded, back in late 1990s, and it was founded to improve the life of horses in the Western Cape. And it progressed from that to the specific program, because it was all racing people that were involved in the start of the trust. And so they thought it would be a good idea to actually specifically help the horses that are in that particular discipline, which is the racing career. And so it's gone ahead, and so now we have this program that we're running, and it's been going for a few years. Jy het vinnig geraak aan die befondsing en dat mense ook 'n sertifikaat, 'n belastingsertifikaat kan terugeis. Net gou vinnig, hoe werk julle befondsing en hoe kan mense julle ondersteun? Our chairman, Mr. Ken Truter, is very well connected in the racing industry. In fact, he races as well. And we have a committee as well, and they are all dedicated to raising money for our charity to be able to do what we do, which is not cheap. So they raise money through racing. We have a race day, we've got a golf day, we've got obviously a website where you can donate directly, and we are a public benefit organization registered so that your donations can be used for tax deduction, which is not everyone that can do that, but we are, and it is able to be done. So people in the public can donate via we do have a snap scan on our site as well, and you can donate directly to us, and we will then recognize that donation and provide you with a tax certificate. Net baie dankie en alle voorspoed met die wonderlike werk wat julle doen met die perde. Ja, baie dankie vir wat jy nou gedoen het. Newton het pas vir ons verduidelik hoe werk die Western Cape Equine Trust, maar nou wil ons weet hoe werk dit om 'n resiesperd as ware kalmer te maak. En dis wat Kylie Siebrits gaan verduidelik. Kylie, welkom by Diere Maniere. Hallo. Jy is een van die perde-instrukteurs. Jy's nou al 'n rukkie betrokke by die trust, maar eerstens, waar het jou liefde vir perdry begin?
Ek was altyd baie lief vir perde, maar ek het basies begin ry op die ouderdom van 11, 12 jaar oud. As 'n baie jong dogtertjie het ek 'n groot partytjie gereël met 'n klomp van my maatjies vir een van my verjaarsdae. En ek het my maatjies se maatjies ook genooi en ek het vir almal gesê moenie vir my geskenke bring nie, bring vir my net elkeen R100. En my ma kon nie verstaan hoekom al die kinders kom met koevertjies en nie geskenkies nie. En aan die einde van die aand het ek al die koevertjies voor my ma neergeplaas en ek het vir haar gesê, hoe lank sal ek kan ry met hierdie geld, perdrylesse neem. En dis hoe ek begin perdry. Dis baie innoverend en lyk my jy het nog nie opgehou nie. En met jou hoërskool jy het tuiskoling ondergaan en een van die vakke was juis perdry. En daardie tyd het jy nou geleer, is dit wat jou toe die onderbou gegee het om 'n instrukteur te word? Yes, so die tuiskoling wat ek gedoen het 'n perdry as 'n vak aangebied. So wat ek nie besef het op daai stadium nie, is dat daai vak is die basiese akademiese vereistes wat jy nodig het om die volle kwalifikasie te gaan doen. So toe ek klaar is met hoërskool, toe het ek my offisiële eksamens afgelê om 'n gekwalifiseerde perdry-instrukteur te word. En toe later word jy een van die instrukteurs by die trust. En dit is nou nogal ook nou nie die maklikste perdeafrigting wat mens sekerlik kan doen nie. Jy het volbloed resiesperde wat aankom by die trust en dan moet jy hierdie perde baie kalmer maak as wat hulle baie gewoond is aan. Nou om 'n perd iets aan te leer is seker ook moeilik, maar om iets af te leer by 'n perd is seker nog moeiliker. So wat spesifiek moet jy vir die perde leer? So die basiese goed wat ons wil hê die perd moet kan verstaan as hulle klaar is met ons trainingprogram is hoe om goed vir die ruiter te kan luister, hoe om stadiger te kan werk, hoe om te kan draf op 'n sirkel, hoe om te kan galop op 'n sirkel. Al ons perde ry ons ook net in wat ons noem 'n halter. So daar's dan nie 'n stang in die perd se mond nie, so hy luister net met die gevoel van die halter op sy neus. So dis baie sagter as om met 'n stang te ry. So ons leer die perde hoe om beter te luister vir die ruiter. Nou dis seker ook nie 'n baie kort proses nie. As die perde nou by julle aankom, aanvanklik het hulle seker nou baie energie in hulle en hulle wil nou maar net wegtrek met 'n vaart. Daai eerste week, wat gebeur met die perd? Ja, so baie van die perde kom en al wat hulle wil doen is wat hulle weet hoe om te doen, want dis wat hulle geleer was van 'n baie jong ouderdom af, so dis al wat hulle verstaan. So sodra die perd hier aankom, ons begin eers op die grond met die perd werk. Ons leer die perd hoe om rustig langs ons te stop wanneer ons vir die perd sê om te stop, hoe om weer te stap, hoe om te draai, alles in hand van die grond af, sodat die perd dit goed genoeg kan verstaan, sodat wanneer jy die ruiter opsit, dat dit alles net invloei en die perd verstaan dit net beter want jy het dit al klaar vir hom op die grond geleer. So dit is wat ons die eerste week, dis stap 1 waarmee ons begin. As dit afgehandel is, wat is die volgende stap? Die volgende stap sal dan wees iets wat ons noem lunging. So dit is waar ons die perd op 'n lang tou sit in 'n ronde arena. Dan leer ons die perd hoe om te draf om jou en te galop om jou. En dit is bietjie meer van 'n vinniger pace vir die perd om van te leer. So dis waar jy nou die oefening in kry. En waar jy veral sien, okay, werk dit wat ek op die grond gedoen het met die perd, werk dit goed, het die perd dit regtig goed genoeg verstaan, sodat hy vinniger kan beweeg en dit nog steeds kan vir jou daardie aksie kan gee wat hy vir jou op die grond gegee het. So ons vra die perd daar om te draf, van die draf af na die stap toe te kan gaan, alles net met hoe ons lyf gebruik en hoe ons noem dit voice commands. So as jy vir die perd sê and stap, dan sal die perd teruggaan in die stap en as hy in die draf is. Is dit nou maar altyd deel van die perd om te wil hardloop as hy die kans kry om te hardloop? Nie altyd nie. Elke perd het sy eie persoonlikheid
en hulle verwerk inligting anders. So party perde vat 'n bietjie langer om die werk te verstaan as ander perde. Ander perde snap dit baie vinnig. Maar dit hang alles af van hoe vinnig die perd leer. Maar hulle almal op die ou ende as hulle klaar is met die training program, verstaan hulle presies wat hulle moet doen. Ek kan nou net dink tussen die ruiter wat op die perd gery het met die resies. Daar was seker nog hulle emosionele band tussen daardie ruiter en die resiesperd. En nou is die perd vervreemd van die ruiter. Is dit nie emosioneel vir die perd aanvanklik nie? So, wat eintlik gebeur met die resies is nie elke resies sal deur dieselfde ruiter gery word nie. Baie perde op die renbaan word deur verskillende ruiters gery. So daar's nooit regtig perde bou meer 'n band met mense wat elke dag met hulle werk. So dit sal nou wees die grooms, hulle is veral baie erg oor hulle grooms, want dis mense wat hulle elke dag sien, elke dag met hulle werk. Maar die ruiters veral is nie altyd, baie van die grooms ry ook die perde, maar nie baie van die jockeys ry elke dag die perde nie. Goed, so as hulle by julle aankom, is dit eintlik nou die eerste keer wat hulle dalk met 'n eienaar, dis nou as die perd uitgeplaas word na 'n eienaar toe, vir die eerste keer regtig 'n goeie band met sy eienaar kan vestig. Presies dit, ja. Nou is daar verskillende loopbane wat sekerlik vir die perd kan voorlê. Wat spesifiek berei julle die perde voor? Is dit ontspanningsperde of stoetperde of dressering, skouperde? So baie mense soet perde vir spring. So baie van die perde gaan na kompetisiehuise toe waar hulle dresseer en waar hulle gaan skou en waar hulle gaan spring. Maar daar is ook baie van ons perde wat net gaan as plesierperde. Mense wat hulle wil gebruik vir uitrye, wat net 'n perd wil hê om deel te wees van die familie. So al die perde wat ons hier voorberei by die trust is geskik vir al daai, jy weet, all of the above. So al die perde sal 'n bietjie kan dresseer, al die perde sal kan spring en al die perde sal kan gaan uitry, want dis alles deel van die training wat ons met hulle doen. En die perde is nie eintlik vreeslik oud nie. Mense nou dink as hulle nou op die renbaan was, hulle eerste loopbaan is verby, dat dit ouer perde is, maar dit is nie noodwendig die geval nie. Nee, baie van die perde is baie jonk en die ding is, as jy 'n perd deel maak van jou familie, dit is 'n lewenslange commitment, want 'n perd raak maklik tussen 25 en 30 jaar oud. So baie van hierdie perde wat inkom is 3, 4, 5 jaar oud. So hulle het nog 'n hele lewe voor hulle. Dis eintlik so voordelig vir 'n eienaar om na julle toe te kom en 'n perd te kom aanneem daar. Die perd is reeds gevoed, die perd is reeds vol groei, die perd is reeds opgelei. Hulle kan nou net saam 'n lewe bou. Definitief. En jy weet, baie mense sukkel veral met perde wat nou net van die baan af gekom het om hulle te herleer, want dit is moeilik. Dit is nie 'n maklike ding nie. So as jy 'n perd by die trust kom kry, daai perd verstaan al klaar alles. Hy is reg vir sy nuwe toekoms. So dit is voordelig om 'n perd by ons aan te neem, want die perd is reg vir sy nuwe toekoms. Nou, jy het nou vroeër gesê, wat is die eerste stap as die perd van die baan afkom en die perd kom by julle aan, daai aanvanklike oriëntering. Jy het ook gesê, wat is die tweede stap, dalk 'n bietjie vinniger vir sekere perde as vir ander perde. Wat lê dan daarna voor vir die perd? En hoeveel maande vat hierdie opleiding? So ons program het omtrent so 5 stappe. So ons begin met die inhandwerk. Dan die tweede stap sal die lunging werk wees. Die derde stap sal dan wees waar ons die ruiter opsit in die ronde ring, sodat ons daai goed wat ons die perd geleer het in hand en op die lunge, dan is die ruiter op en dan is dit die ruiter se werk om die perd nou te leer, okay, nou is ek op jou en alles wat ons tot nou toe gedoen het, tel nog steeds. So nou toets ons die training om te kyk, verstaan die perd dit. En dan sodra stap 3 voltooi is,
dan sal die perd uitgaan in 'n groter area, so in die groot arena, waar ons dan die perd leer om in reguit lyne te draf, seker te maak die perd luister nog steeds vir die ruiter, en dan na dit, sodra die perd reg is vir stap 5, dan begin ons die perd uitry. So dan sal die perd uitgaan vir stappe, uitgaan vir 'n draf om die blok, en net, jy weet die experience so op te doen. En dan sodra hulle klaar is en hulle kan al daai goedjies doen, dan sê ons vir dan is die perd reg vir sy nuwe huis. Jo, goed. Maar ons maak altyd seker dat die perd 100% veilig is vir 'n ruiter. As ja. die perd weer tussen ander perde kom, wanneer die perd uitgaan na die groter arena toe en dan weer uitry in 'n groep, is dit nogal 'n risiko, want ek kan nou nie dink, die perd is so gewoond, as hy 'n ander perd sien, dan moet hy vinniger as daai perd hardloop. Jy weet, nou moet ons wegtrek. Dit is seker nog 'n sensitiewe Ja. stap. Dit is 'n sensitiewe stap, en dis hoekom stap 1, 2, 3 en 4 so belangrik is, om seker te maak dat daai opvoeding wat jy vir die perd gegee het, 100% daar is, sodat hulle reg is vir daai stap 5 en nog steeds vir die ruiter kan luister. So dit is hoekom ons verskriklik, en ons vat ons tyd met die perde. Ons jaag nie 'n perd deur die program nie. As die perd nie reg is vir stap 3 of 4 nie, dan doen ons die stap 3 of 4 totdat die perd 100% reg is daarvoor nie. En hoe lank is 'n perd gewoonlik by julle? Gewoonlik so rondom 3 maande. Dis heelwat vinniger as wat ek gedink het. Dit vir my nou gedink of dit nou Ja. elke jaar of 2 kan wees. Dit alles hang af, soos ek vroeër gesê, dit alles hang af hoe vinnig die perd vorder in sy training. So elke perd is anders, elke perd absorbeer inligting anders. So ons jaag nie 'n perd deur die program nie. Ons maak seker dat daai perd 100% verstaan wat sy werk is en hoe om te reageer in sekere situasies. Nou, dit kan ook seker wees dat julle nou 'n band vorm met die perde. Kan jy nou agterkom of hierdie perd opgewonde is vir die tweede loopbaan, of hierdie perd nou hou van die nuwe vaardighede wat hy aanleer? So definitief, jy weet, dis altyd vir ons hartseer om 'n perd te laat gaan, maar dit is ook deel van ons werk, is om seker te maak dat sodra die perd is by ons vir 'n nuwe toekoms. Dit is hoekom die perd daar is. So ja, ons raak bitter geheg aan die perde, maar ons doen dit ook uit 'n plek van liefde waar ons weet die perd is hier om 'n nuwe huis te vind, en dit bring vir ons groot plesier om te sien dat hulle goed vorder en reg is vir 'n nuwe loopbaan. Het julle kontak met van die perde wat julle al opgelei het in die verlede? Yes, ja, so ons doen jaarlikse checks op al die perde. Ons weet altyd waar al die perde is, presies watter areas, watter plase. Ons check in met die nuwe eienaars. Ons is 'n baie oop organisasie, dat as iets fout gaan met die perd of as jy sukkel met die perd, kontak ons en ons is daar om jou te help. So perde wat ons 4 jaar terug al nuwe huise toe gestuur het, ons gaan kuier nog steeds 1 keer 'n jaar vir hulle. En gaan dit goed met hierdie perde in hulle tweede lewe? 100%. Dit bring vir ons baie groot plesier om vir hulle te gaan kuier en om updates te kry van die nuwe eienaars. En ons is mal daaroor as mense vir ons foto's stuur en video's stuur en sê, kyk hoe mooi het hierdie perd gegaan die naweek by hierdie skou. Dis altyd vir ons baie lekker om dit te sien. Is daar staaltjies wat jy vandag kan deel van perde wat deur julle opleidingsprogram was en nou regtig so goed doen waar daai perd ook al geplaas is? Daar is 'n paar waarin ek kan dink. Daar is 'n perd, Hyde Park. Hy was 'n baie beroemde resiesperd en ons het hom so 3 jaar terug gerehome en hy was na 'n fantastiese eienaar toe en sy het hom toe begin kompeteer. Hy spring fantasties en sy stuur vir ons gereeld updates en foto's en video's van die perd. So die perd doen regtig goed en daar is 'n hele paar ander. Goed, hou hulle name? Die name wat hulle op die renbaan gehad het, is hulle nou nog steeds so bekend as Black Beauty of wat ook al die naam nou kan wees?
Baie van die perde het baie groot name. So wat ons doen gewoonlik, as 'n perd 'n baie groot naam het, dan sal ons vir hulle 'n afkortingkie maak van die naam. Of ons sal, soos byvoorbeeld, ons het nou 'n perd by ons, sy naam is Zapatilis, maar ons noem hom net Zap. So ons noem dit 'n stable name. So dis al 'n verkorting van hulle naam of net iets makliker, want baie van die perde kom in met hierdie groot name en dis baie keer baie moeilik om dit uit te spreek. Ja, is dit makliker? Jy het net vir ons verduidelik, julle het die opleidingsprogram en daai perde is baie fiks as die perd by hulle aankom en aanvanklik het ek nogal gedink, dis moeilik om so 'n perd te tem, maar nou na die gesprek kan dit dalk wees dat dit nie so moeilik, nie so ingewikkeld is nie, met die regte kennis, met die regte liefde, die regte geduld, as wat dit is om 'n perd van niks af te leer. Daai filletjie is nou gebore of dalk selfs 'n wille perd om daai perd te tem. Kan jy vir ons 'n vergelyking trek? Wat is die moeilikste om 'n perd voor te berei vir dressering of 'n skouperd of 'n springperd? Wat altyd moeiliker is met perde, is om 'n slegte manier af te leer. So dit sal altyd baie moeiliker wees as om 'n perd te begin van niks af nie. So as jy 'n perd het wat absoluut niks verstaan nie, hy het daar buite in die veld gestaan, hy het nog nooit in sy lewe gewerk nie. Dit mag dalk moeilik wees om daai perd op te lei aan die begin, maar om 'n perd te leer hoe om 'n slegte manier af te leer is 100 keer moeiliker. Dis soos maar vir 'n mens ook om 'n slegte gewoonte af te leer. Nou wat is 'n tipiese slegte gewoonte van 'n perd? 'n Slegte gewoonte vir 'n perd sal wees as hulle retireer of ons noem dit bak, so as die perd jou afpak, met ander woorde afgooi. Sulke goedjies is slegte maniere. Maar ook baie keer hierdie goedjies kom hand in hand met 'n pain response. So dit mag dalk wees dat die perd se saal nie reg sit nie en dis waar dit moeilik maak. Is die perd in pyn of is dit 'n slegte gewoonte? Verstaan jy hoekom ek sê dit maak dit soveel moeiliker? Is omdat jy nou eers moet 'n hele soektog doen van wat veroorsaak die perd om dit te doen. Watse perd is jy tans mee besig om op te lei? Ons het op die oomblik 6 perde hier by ons. Gelukkig niemand wat slegte maniere het nie. Hulle is almal lieflik. Ja. So nee, hulle is almal baie lieflik. So ons het op die oomblik 6 trustperde by ons. Die een wat nou laaste ingekom het, sy naam is Elsinore. Ons noem hom Nori, hy's 5 jaar oud. So ons het nog nie met hom begin nie, ons gee hom nog tyd om net te rus nadat hy klaar resies gehardloop het. So hy het sy laaste resies in Januarie gehardloop. So hy is nog besig om net 'n bietjie te rus na sy resies loopbaan. En dan ons perde wat nou op die oomblik in werk is Zap. Sy volle naam is Zapatilis. Ons het vir Future Cat, Future American, ons het vir USA Dancer en dan het ons vir Walk With Me. So daai is die 5 perde wat op die oomblik in volle werk is by ons. En dan die 2 wat die naaste is aan heeltemal klaar is, wat nou al op hulle laaste fase is waar hulle uitry, hulle werk in die arena, hulle is basies reg vir 'n nuwe toekoms, is Zapatilis en Walk With Me. Dis so vinnig wat hulle hierdie aanpassing maak, nê, van die renbaan met die oorgang na 'n ander lewe, nuwe mense, heeltemal 'n nuwe loopbaan. Jy kan dit amper nie glo nie, die perde is geweldig slim dan. Hulle is verskriklik slim. En jy weet, perde dink nie soos ons mense nie. Hulle dink verskriklik anders. Hulle lewe in hulle realiteit op die oomblik. So wat jy die perd en hoe die perd die inligting op die oomblik absorbeer is verskriklik belangrik. So elke oomblik met hierdie perde is 'n training oomblik. Elke oomblik wat jy saam met hom spandeer, kan jy vir hom iets nuuts leer. Ons doen dit alles in 'n baie rustige manier. Ons wil net hê die perde moet rustig wees en die inligting reg absorbeer.
As jy nou aanvanklik die perde kry, hulle het nou net van die baan af gekom en jy wil nou eintlik net 'n band bou met hierdie perd, sal jy op die perd klim dat hy met jou die vlaktes in hardloop, net aanvanklik vir daai energie om uit te kom en net dat hy gewoond aan jou kan raak, of is dit heeltemal dis 'n ander omgewing, daai perd moet eintlik vergeet van die baan? Presies daai. Ons wil hê die perd moet heeltemal vergeet van die renbaan. So ons klim glad nie op die perde totdat hulle nie stap 1 en 2 verstaan nie. So ons wil hê die perd moet eers rustig wees, eers na ons kan luister op die grond voordat ons op hulle klim. So ons sal nooit as 'n perd nou net hier aangekom het, net op die perd klim en die vlaktes inry nie. En die perde sal nooit aggressief raak nie, dalk byt, soos wat jy ook gesê het, 'n ruiter dalk afgooi, daai tipe gedrag. Nee. So dis hoekom die training stappe wat ons in plek sit so belangrik is sodat ons vroeg al kan sien wat presies is die perde se swakpunte, waar kan ons hulle sterker maak, sodat ons juist daai probleempies kan voorkom as hulle daar is. So 'n nog 'n belangrike ding wat ons oor die jare geleer het en wat veral Newton ons founder en chairman, hy is verskriklik erg daarop dat 'n perd mag nooit uit jou hand uit eet nie, want dan raak hulle gemaklik en hulle begin die hand byt. En dis iets wat ek self vir baie jare het ek appels en wortels vir 'n perd uit die hand uitgegee, totdat hy vir my geleer het, hoor hier, kyk wat gebeur. Jy gee vir die perd 'n appel of 'n wortel uit jou hand uit vir 'n paar weke, die volgende dag gaan hy verwag dat 'n appel of 'n wortel in jou hand wees en dan gaan jou vingers byt. So ons het baie goedjies wat ons in plek sit om te verhoed dat perde slegte gewoontes optel. Baie dankie vir hierdie gesprek vandag, Kylie. Alle voorspoed met daai 6 perde wat julle tans besig is om voor te berei vir die volgende lewe. En dit is eintlik so opwindend om hierdie perde op te lei en saam met hulle opgewonde te wees oor waarheen hulle nou volgende gaan. Dit klink nie vir my of die perde nie 'n nuwe huis kry nie. Altyd kry die perde 'n nuwe huis, is ek reg? Yes, al die perde, daar is altyd iemand daar buite vir 'n perd. Wonderlik. Dankie Kylie, en so gesels Kylie Siebrits vandag in Dieremaniere. En dit is nou juis oor hierdie resiesperde wie se loopbane nou klaar is op die renbaan en gereed gemaak word vir 'n nuwe lewe. Kan jy nou glo dat perde wat eens medaljes verower het, weer opgelei moet word vir hulle tweede loopbaan buite die renbaan? Dankie vir die wonderlike werk wat julle doen by die Western Cape Equine Trust. Jy kan hulle kontak by info@wcet.org.za. Ek herhaal, info@wcet.org.za. Hier is ons weer by ons vinnige dier wat darm nie hulle spoed hoef af te leer nie, Wian se leidraad was. 'n Dier wat net so vinnig kan versnel as die meeste sportmotors, en die dier bereik 'n spoed van 0 tot 72 km/h in slegs 2,5 sekondes. En dit klink so. Die regte antwoord is 'n jagluiperd. Ja, nou weet jy, en waarskynlik was dit ook jou raaiskoot. Dit is waar ons moet groet. Dankie vir die saamluister en ek wil jou weer uitnooi om met ons te gesels op Facebook of Instagram by RSG of Elsje van Jaarsveld. 'n E-pos is ook baie welkom en dit stuur jy na media@elsjevanjaarsveld.co.za. Van my Elsje van Jaarsveld en ons produksieregisseur Wian Nel groet ek tot 'n volgende keer. Totsiens en geniet jou diertjie.